Jesaja 41 vers 8. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van die uithoeke afgeroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou tekere gaan sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teenparty sal soos niks word. Hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein Israel. Ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal. Jy sal van rand te kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai, die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek, die Here, sal hulle gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal die woestyngebied in rietvlei verander, dor land in fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders laat groei, doringbome, myrte en olyfbome. Ek sal in die barre wêreld se presse laat groei saam met plantane en denne. Dan sal die mense sien en erken. Almal sal begryp en insien dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. As jy bang voel, as jy bekommerd is, om watter rede ook al, dan kom sê die Here vandag vir jou, ek het jou uitgekies, ek het jou geroep. Nou mag jy dalk dink, maar hierdie woorde was vir Israel bedoel. Ja, daar staan in vers 8, vir die afstammelinge van Abraham wat ek lief het. Maar Paulus sê so duidelik vir ons, nie hulle is kinders van Abraham wat dit is volgens die geboorte nie, maar hulle wat dit is volgens geloof. As jy glo in Jesus Christus, is jy met ander woorde 'n afstammeling van Abraham. En dan is hierdie woorde ook op jou van toepassing. Dan sê die Here ook vir jou, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, want ek het jou uitgekies, ek het jou geroep. En dan sê die Here ook verder, ek versterk jou. Dalk het jy vandag krag nodig. God sê, ek versterk jou, ek help jou. Waarmee het jy vandag hulp nodig? Met my eie hand, sê die Here, hou ek jou vas. Ek red jou. Wanneer ek met my seun Daniel in die oggendskool toe stap, die eerste ding wat hy doen wanneer ons by die hek uitgaan, hy steek sy hand uit en hy vat my hand, wat heel wat groter as syne is, want ek is sy pa, en dan hou hy my hand styf vas en hy weet, Papa het sy hand en hy is veilig. Papa gaan hom help. Papa gaan saam met hom stap tot by die skool. Hy is nie alleen nie, want Papa hou sy hand vas. En die Here sê vandag vir jou, met my eie hand hou ek jou vas, ek red jou. Verder sê God ook, ek verhoor die gebede van die wat versmag van die dors. Miskien is jy vandag geestelik dors, so bitter dors. Sê dit dan vir die Here. Smag na die Here, vra vir die Here om jou dors te les. Want die Here sê, ek sal riviere van die bergtoppe laat vloei, ek sal fonteine laat ontspring in die laagtes, woestynland gaan word soos vlei land, daar gaan plantasies, bome groei in die woestyn. As jou lewe vandag soos 'n woestyn voel en lyk, weet dan, God kan riviere uit jou laat ontspring, wat vir ander mense kan voed. God kan fonteine uit jou laat ontspring, wat vir ander iets kan beteken. Ja, God kan jou woestyn in 'n vlei land en in 'n plantasie verander. Vertrou hom daarmee. Hy is die lewende water, die water wat heel maak, wat nuut maak, wat lewe gee. En hy wil ook daardie lewe vir jou kom gee vandag. Here, ons loof U, ons prys U, ons maak U groot en heilige naam groot. Here Jesus, baie dankie dat U ons redder is, dat U my redder is, dat U aan die kruis gesterf het sodat ek kan lewe, dat U die dood oorwin het, sodat ek die lewe kan hê vir ewig saam met U. Here, laat daar water uit my lewe uitborrel, laat my lewe 'n fontein word, wat ander mense ook voed en ander mense ook kan help. Gebruik my. Verander my woestyn in 'n vlei land vandag, Here. Hier is ek. Ek kom gee my lewe vir U.
Hou my vas in U hand. Amen.